Amen, halleluja, prys die Here. Kom ons gaan na die hoofmaal toe, amen. Ons gaan na die boek van Johannes 10, vers 9, en ons sien hier 'n deur, wat ons weet, ons het laas Sondag aand lekker deur geloop. As jy nog nie deur geloop het nie, dan moet jy saam met ons deurloop vanmôre, na die diens, ons gaan vir jou deurvat, amen, deur my sussie, amen. En ons moet weet dat die Here het 'n plan met jou lewe. Die vyand wil ons altyd, hy wil ons van koers af hê en hy wil ons fokus steel, maar ons oë is gefestig op Jesus, amen, die volëinder van ons geloof, en dis baie belangrik, ons het gepraat daaroor, dat ons blydskap kom van die Here, en dis in die Here, belangrik, en jy moet dit verstaan vanmôre, aanlyn kykers, en die mense wat hier is, jy is nie net geroep om net gebore te word, en net oud te word, en hemel toe te gaan nie, terwyl ons op hierdie aarde is, het jy 'n doel, halleluja, en ek wil jou bemoedig om daai doel uit te lewe, by jou werksplek, hoekom werk jy daar, hoekom het die Here jou daar, hoekom bly jy in 'n sekere area, hoekom, jy weet, hoekom is jy tussen sekere mense, want jy het 'n doel daarso, amen, en die Here soek net mense wat sê, hulle is beskikbaar, Here, ek is beskikbaar, ek is dalk nie die skerpste potlood in die pakkie nie, maar ek is beskikbaar, dis belangrik. En ons moet weet, ons is geroep om lief te hê. Amen. God loves us and we love him. En ons is geroep om mense lief te hê. Baie belangrik. Baie mense sê, ek is lief vir die Here, maar sy mense is iets anders. Ek ken al hierdie storieetjies. Dis soos om vir 'n man te sê, jy gaan na my man toe, jy gaan na JJ toe, JJ, jy is amazing. Maar die vrou van jou, hy gaan nie met jou vriendelik wees nie. Amen. En dis deel, en ons moet lief hê, en dis deel van ons aanbidding, ons lewenstyl. Amen. Worship, aanbidding. Jy's geroep om te behoort. Jy's geroep om te behoort aan 'n liggaam. Amen, die liggaam van Christus. Baie belangrik, jy moet 'n geestelike familie hê. Dis belangrik, geestelike familie. Jy's geroep om soos Christus te wees. Ons almal moet wees soos Christus, die gesindheid van Christus. Halleluja. En dit is waar disippelskap inkom. Jy moet gedisipuleer word. Iemand moet jou by die hand vat en jou help. Amen. Jy's geroep om 'n seën te wees vir ander. Jy kan nie net die ontvanger wees nie. You are a blessing. Amen. En dis die bediening van die uitdeler. Jy is geroep om gestuur te word. Nee, wat ek wil maar net bid en ek wil maar net hierso sit. Nee, jy is geroep om gestuur te word. Om ander te vertel van die Here se goedheid. Amen. Almal van ons in hierdie plek het 'n getuienis. Halleluja. Almal se getuienis is miskien nie daar diep onder uitgehaal nie, maar almal kom ook nie van daar af nie. Jou getuienis bedien weer iemand. Amen. Deel jou getuienis, is belangrik. Ons is geroep om disippels te maak van Jesus. Ons is geroep om te bid. Amen. My kosa is gevaarlik. Halleluja. Nes my Afrikaans. Amandla umtandaza, jy moet kan bid. Amen. Dis belangrik. Jy bid individueel en jy bid saam met mense. Daar's 'n krag wat vrygestel word wanneer ons so lekker saam bid. Jy's geroep om 'n gewer te wees, het ek gesê, die bediening van die uitdeler. Halleluja, die bediening van versoening. Johannes 10, kom ons gaan soen toe. Amen. Thank you Jesus. Johannes 10 vers 9, waar Jesus sê, hy sê ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Belangrik, Jesus is die deur, die groot deur, die deur van redding, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur Jesus nie. Amen, belangrik. Vers 10, en ek hou van hierdie skrif ook, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Kom aan, moenie vir sy streke val nie. Sy identiteit en karakter is slag, steel en verwoes. En wanneer jy ook al dit in jou lewe aanskou, daar's 'n slagting, daar's 'n steling en daar's verwoesting, moet jy weet die vyand is besig om hier te werk. Maar hier kom die oplossing. Hy sê ek het gekom. Jesus sê nie wanneer ek weer kom nie.
Hy sê, ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. En daardie sin kanselleer al die dinge van die vyand uit. Halleluja. Wie weet, daar's krag in die bloed van Jesus. Kom aan, wie weet, wanneer jy die naam van Jesus aanroep, die naam van die Here is 'n sterk toring. Halleluja. En die regverdiges hardloop daarin en hulle is beskermd. Amen. So ons is nie vyand gefokus die hele tyd nie. Ons weet dat Jesus sê, ek het gekom, halleluja, dat hulle kan hê lewe en oorvloed, en dit kanselleer die werke van die vyand, amen, halleluja. En 2 Korintiërs 5 vers 17, nou verstaan ons is deur hierdie deur, ons is deur in Jesus, halleluja. Maar nou gebeur iets met ons. Jy kom uit die duisternis uit in die lig. Belangrik. En vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy kan nie meer loop met dieselfde dinge van die verlede nie. Halleluja. Kom aan, jy's 'n nuwe skepsel. Jy splinternuut. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê die ou dinge het verbygegaan. Wie weet, die verlede moenie meer 'n houvas op ons het nie. Maar soms, soos Pastor Gustav sal sê, Mr. Coconut wil dit nie aanvaar nie. Amen. Want die woord sê vir my, as ek in Christus is, as ek deur daai deur, ek's 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan. Maar Mr. Coconut, hy wil bly dink aan die ou dinge. Hy wil bly dink aan daai keer toe jy dit nie gemaak het nie. Hy wil jou bly herinner, die vyand werk saam met Mr. Coconut baie keer. Wat hy jou wil aankla die hele tyd en aankla die hele tyd. Daarom moet ons gedagtes elke dag, familie, moet ons dit hernie. Renew your mind. Amen. Jy kan nie net Sondag kom steak eet nie. En heel week sê, nee, ek is nie. Nee. Jy sien, jy moet elke dag in die woord wees. Jy moet elke dag die woord verklaar oor jou lewe. Kom aan, ek wil 'n paar mense help hier. Wanneer jy bid, moenie net jou probleme bid nie. Bid 'n skrif, amen, vir die oplossing van die probleem. In plaas om te sê, ons sukkel, so sê my God sal voorsien in al my behoeftes. Jy noem die skrifte, so begin die skrif ook bid. Amen. Dis belangrik. Ek kom met 'n oorwinningsboodskap vanmôre. Winter buite, maar nie winter hier binne nie. So kom ons gaan terug na daai skrif toe. So is belangrik om te weet dat jy's 'n nuwe skepsel. Hy sê kyk. Dit het alles nuut geword. Dit het alles nuut geword. Ons moet nou stap in daai oorwinning. Ons moet nou beweeg met daai oorwinningslied. Jy het nou 'n ander gesindheid. Amen. Jy het blydskap. Amen. Die vrug van die Gees moet in ons lewens begin werk. Amen. Dis belangrik. As die Gees van die Here besig is in jou lewe, is die vrug van die Gees daar. Nou kom ons gaan na vers 14 toe. Vers 14, 2 Korintiërs 5 vers 14. Want die liefde van Christus dring ons. Jy het nou hierdie ervaring met die Here gehad. Kom aan, in 1993, ek staan by ons noem dit nou Groot Loftal, LWPC, en Pastor Nikkie van 'n Westhuizen bedien 'n woord. Sy laaste woord wat hy bedien het, voor hy in die ewigheid in is. En hy sê, en hy praat so, en hy sê, ek hoor die Macedoniese roepstem. En iets gebeur in my, want ek was kerklik. Jy sien, jy kan kerklik wees, maar ek vra, is jy gered? Amen. En daar kom 'n verandering in my lewe, en hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Wanneer jy 'n ervaring het met die liefde van die Here, skielik wil jy vir ander mense ook vertel van die Here. Kom aan. Is dit nie so nie? Jy's opgewonde, want jy weet wat die Here vir jou gedoen het. Daarom, jy kan nie net 'n kerksitter wees, nooit. Jy sê daar buite is by die werksplek, jy getuig, jy vertel iemand, jy bedien iemand. As iemand sê ek het 'n kop seer, ek bid sommer nou vir jou. Ons beweeg mos in dit. Amen.
Hy sê, want die liefde van Christus dring ons volgende skrif. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie. Halleluja. Jy is deur daai deur wat sê, it's no longer I that liveth, but Christ that is living in me. Daarom kan jy nie meer sê, as iemand met jou moeilik is, dan sê jy, hulle ken nie vir Marisa nie. Jy kan nie daai stelling maak, ek trek my bekeer baadjie uit nie. Ek het kerk groot geword. Of hulle weet nie, ek is van die Heideveld. Ek vertel altyd, daar by ons, daar by Karel Bremer, daar op die robotte, is daar van die kinders wat op die straat is. Nou ek ken hulle al, hulle het so voor my groot geword. En eendag ry Tasha se seun saam met my jare terug, en nou al die straatmense, hulle ken my mos, en ek ken ook nog vir hulle, en vrou Gannet, en ons ken Dene en Diane, en Matthew vra eendag vir my, are you famous? Ek sê, Matthewus, ek sê, hoekom vra jy? Hy sê nie, want jy ken almal op die straat. Ek sê, ja, halleluja. Maar, ek het by die huis gehoor, musikante, julle kan maar kom, asseblief. En ek hoor gefluitery in die aande. Nou van julle wat uit die areas uitkom, jy weet wat beteken hy laat aan die kommunikasie. Van waar gaan ons nou inbreek en hoe werk die dinge? En ek hoor daai gefluitery. En ek gaan in die volgende oggend, ek is weer daar by die robotte, ek sê, hey my vriend, soos wat ek nou praat as ek daar stop. Ek sê, ek hoor julle fluit lekker, né? Wat is dit? Wat se gefluitery? Maar ek weet wat dit is. Hy sê, nee, Lansel, nee, ons is fluitbaar net, ons is gelukkig. Ek sê, my vriend, jy gaan nie baie gelukkig wees, as jy daar probeer inbreekie. Ek sê, ek ken daai gefluitery, nou sê ek nogal oulik, ek sê, ek het in Kraaifontein groot geword. Ek ken van. So hulle weet, ek bly hier, maar ek ken van, amen. So jy weet mos, hoe vertel ons, so ek bring dit net so bietjie in jou daglikse dag in. En hy sê dat maar vir hom wat vir hulle gesterf het en ook opgewek is. Volgende skrif. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Halleluja. En al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Volgende skrif, ons het hom gelees, geef my 18 asseblief. Ek haas my om klaar te maak. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Volgende skrif. Naamlik dat God en Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. So ons sien hierso, wanneer ons deur hierdie deur geloop het, dat ons lewens het verander. Amen. Dis wat Jesus vir ons kom doen. Ons is versoen. Ons is nie meer vreemdelinge nie. Ons ken nou die Here. Ons noem hom Abba Vader. U is my Vader. En dit is so belangrik, en ek wil met hierdie kom, terwyl die musikante opkom, is dat die moment jy deur hierdie deur stap, wat Jesus is. Dit stel Jesus voor. Ek weet, Pastor Gustaf het 'n stelling gemaak en 'n voorbeeld, en ek neem aan, dit is 'n tronkdeur. Amen. 'n deur sonder, baie mense is in 'n tronk sonder tralies. En ek is vanmôre hier om vir jou te sê, die evangelie is redding, maar is ook vrymaking. Jy het deur hierdie deur gestap. En jy sê miskien, ja, baie mense sê, hulle sê, vandat ek die Here dien, het ek meer probleme. Jy kan nooit daai stelling maak nie, jy het in elk geval probleme gehad, voor jy hom gedien het. Amen. Maar ons gebruik nou wat hy ons gegee het, om te stap in oorwinning, is belangrik. So, jy het deur Jesus gestap. Amen. Die bloed van Jesus het jou kom skoon was. Jou verlede is verby. Jy moet jou gedagtes elke dag hernie. As jy wil transformeer. Transformasie kom nie net deur een keer se gebed nie. Dis die begin. Dis die ontmoeting. Maar dit kom wanneer jy
in die woord kom, en jy kry nuwe gedagtes. Jy vat daai ou gedagtes vas, jy trek dit af, ons ken daai skrifte, halleluja. Maar hier is die ding vanmôre, jy moet gefokus bly. Wow, en ek gaan dit weer noem van Nehemia, waar hy alles besig om die muur te herbou. Die Here gee hom instruksie. Baie van u het instruksie oor u lewe. Jy's by 'n werksplek en jy vra, Here, hoekom is ek hier? Om sout te wees en om lig te wees. 'n Jong dame kom na my toe 'n paar jaar terug en sy sê, bid vir my. Ek werk tussen 'n klomp sondaars en ek kan dit nie meer hou nie. Ek sê, kom ons bid. En ek sê, Here, dankie dat u haar het reg waar sy moet wees. Geef haar die krag, Here, en laat geloof nou na binneste opstaan in Jesus se naam. Want dis die skrif. U sien? En dis so belangrik, en Nehemia is besig om hierdie mure te bou. Die Here gee vir hom 'n deur gaan oop. Tot die koning is aan sy kant om te help en wonderlike dinge gebeur. Maar daar's altyd 'n vyand wat jou fokus wil steel. Soms is dit omstandighede by die huis. Party mense se fokus is vandag gesteel deur reendruppels. As hulle werk toe gaan, pla die reën hulle nie. Halleluja vir Jesus. En Tobias en Sanballat, hulle is daar, en ek het dit Sondag genoem. En hulle wil hy moet afkom, want hulle is nie gelukkig met wat aangaan nie. Jy sien, jy's deur hierdie deur, die Here doen vir jou nuwe dinge in jou lewe. Jy's 'n nuwe skepsel, kom aan. Maar daai ou dinge wil soms kom. En ek hou so van wat Nehemia gesê het, die hele week sê ek net daai skrif. Hulle wil hy moet afkom, hy sê, die werk wat ek doen is te groot. Hoekom sal ek afkom na julle toe? Ek vertaal nou direk uit die Engels uit, Pastor Frans. Wat hy sê, ek is besig met 'n groot werk. Die vyand wil vir mense sê, jou lewe beteken niks. Jy doen te min. Kan ons vandag daai verstelling maak, dat jy begin sê, ek is besig met 'n groot werk. Al is jy net 'n huisvrou, jy's besig met 'n groot werk. Al het jy net 'n huiswinkeltjie, nee, jy's besig met 'n groot werk. Kom aan, jy moet dit verander hier, laat nog groter dinge kan gebeur. Amen. So, hy het geweier, laat mense sy fokus steel. So baie keer, ons is deur die deur en ons ken die Here en ons is opgewonde en skielik kom 'n storm of iets in ons lewens en ons verloor fokus. Jy verloor nie geloof nie. Baie keer verloor jy fokus. En ek is hier om vir mense vanmôre te bemoedig. Jy moenie fokus verloor nie. Jy moet jou fokus terugkry. As jy 'n gedagte het wat opgemaak is vir die Here. Jy sê, Here, hierdie week gaan ek mense wen vir U. Moenie fokus verloor nie. Here, hierdie week gaan ek 5 uur opstaan om te bid. Halleluja vir Jesus. Moenie fokus verloor nie. Wat ook al die Here in jou hart sit, moenie fokus verloor nie. Wat is die fokus van die liggaam van Christus op hierdie aarde? Ons moet verstaan, so mense te wen vir die Here, disippels te maak. Maar ons kan nie die hele tyd so gefokus wees op onsself nie. Daar's kere wat jy nie so voel nie, maar jy moet maar doen. Amen. Dis geloof. Ja, maar ek gaan self deur iets, dan vat jy geloof en terwyl jy deur dit gaan jy aan. Dis die sleutels. Ons moet begin besef, fokus. Want ons is deur hierdie deur. Wanneer probleme kom en sê, hey, ons maak toe. Dan sê ons, Here, ons hoor by U. Geef ons wysheid.
Ons bid. Amen. Wat is 'n deur 'n besluit? Eerste maak jy 'n keuse. En ek sluit af met dit. Ons gaan vir mense bid. Jy moet altyd die lewe kies en jy kies die seëning van die Here. Want die woord sê, ek hou vir jou voor, lewe en die dood. Die vloek en die seëning. Dan sê hy, kies die lewe. Jy moet die lewe kies. Julle ken die storie van Optimus en Pessimus. 2 parretjies wat in 'n melkkan geval het op 'n plaas. Een val in die een melkkan, een val in die ander melkkan. En wat doen Pessimus? Maar kloek, ons gaan in elk geval verdrink, ek gaan maar af. Dis Pessimus. Maar Optimus sê, no way. Nee, hier nie. Hulle gaan nie hier verby kry in 'n melkkan verdrink nie. En Optimus begin spartel soos 'n paranoma kan, ek weet nou nie. Dis die storie. En hy het heel nag het hy laat wiel. Toe hulle die oggend by die melkkanne kom, sien hulle, "Haai, sies tog, daar is 'n eetparadjie, abba kloek weg." Pessimus. Altyd probleme. Sien nie die lig nie. Is negatief. Ons gaan dit nie maak nie. Maar Optimus, die ander paradjie, hy het heel nag hard gewerk. Selfe situasies. En toe hulle by die kan kom waar Optimus is, so sien hulle, halleluja, hier is daar 'n lekker botter hierso. So hy het heel nag gewerk en dit het botter geword. En wat het gebeur? Hy was bo op die botter. Amen. Ek bemoedig 'n paar van julle. Kom aan. Ons is nie ingestel die hele tyd op probleme nie. Ons is kinders van die Here, meer as oorwinnaars. Amen. En vanmôre in hierdie plek, as jy sê, ek kies om gefokus te wees die week. Ek kies hierdie week, maak nie saak wat my pad langs kom nie, ek breek deur, ek is gefokus, want ek is in Christus. En as dit U is vanmôre, staan saam met my. Amen. Dit gaan dissipline vat. Halleluja. Thank you, Jesus. Ek gaan saam met ons bid. En jy vat dit vanmôre, jy is gefokus. Al daai dinge wat jy, daai fokusdiewe, nou nie meer nie. Jy gaan nie net opgee nie, brother. Jy is dan deur die deur, al die ou dinge is verby. Alles het nuut geword. Hy sê, kyk, die ou dinge is verby. Amen. Kom ons bid vanmôre. Kom ons steek ons hande op. Vader, ons dankie vanmôre vir wat U, Jesus, vir ons gedoen het. Ons dankie vanmôre dat ons deur Jesus kon loop en dankie dat ons nou vir U Vader kan noem, Abba Vader, ons Vader. Here, ons dankie vanmôre dat ons is op 'n missie om mense te wen vir die Here en om disippels te maak. Ons dankie vanmôre, Here, in ons lewens, dat ons nie langer toelaat dat omstandighede en situasies ons onderkry en beroof van dit wat U vir ons wil doen, Here. Ons dankie vanmôre dat ons is gefokus en ons oë is gefestig op Jesus Christus, die volëinder, ons leidsman, ons raadsman en die volëinder van ons geloof. Ons breek deur. Ons hou aan, ons gaan aan. Ons dankie vanmôre, Here, dat ons goeie nuus het, wat hierdie hele wêreld kan omkeer. En Vader, ek bid reg nou dat U 'n vuur en 'n passie aan die binnekant van manne en vroue en jong mense sal sit, Here, om hierdie goeie nuus te deel van wat U vir ons gedoen het. In Jesus se naam. Amen. Vanmôre, miskien is jy in hierdie plek vanmôre en jy het die woord gehoor. Maar jy sê, Lanzel, ek ken nie die Here nie, maar ek wil hom ken. Miskien sê jy vanmôre, Lanzel, my lewe is de mekaar, net die Here kan my help. Ek is vanmôre hier om saam met u te bid.
As jy vanmôre sê, ek wil die Here aanneem, jy is miskien 'n kerkganger, maar jy is nie gered nie. Jy is nog nie, het nog nie die Here jou saligmaker en jou redder gemaak van jou lewe nie. As daar enige iemand is soos dit vanmôre, ek wil saam met u bid. Amen. As jy aanlyn kyk, ek bid saam met jou reg nou. As jy aanlyn is, aanlyn is, en jy sê, bid vir my, net waar jy is, sê, Here, ek is 'n sondaar, red my, vergewe my, was my in die bloed van Jesus. Ek erken dat Jesus die seun van God is. Ek het U nodig, Here. En dan bid jy ook, Here, help my dat ek nie net 'n kerkganger is nie, maar 'n disipel en 'n disipelmaker van Jesus. En dat my lewe reg nou verander in die naam van Jesus. Amen. Amen. Voor ons afsluit, sal mense is vanmôre wat sê, bid saam met my. Ek het genesing nodig. Miskien het jy 'n situasie in jou liggaam en jy het gebed nodig. Niks is onmoontlik met die Here nie. Ek wil vir u getuig, daar's mense by LWPC wat voel aan, hoor gou hierso, AIDS gehad het. Hulle bring my die papier en sê, pastoor, ek is bonatuurlik gesond. Mense wat kanker gehad het. Ek praat nie nou net oor 'n foon nie, ek praat van mense wat getuig. So daar's, ek weet soms sê ons, die Here kan dit gesond maak, die Here kan dit gesond maak, maar nie dit nie. Nee. Laat dit vir jou wees volgens jou geloof. En ek wil amper sê, as jy nie geloof het, ek het, want ek vir jou bid. Ons bid vanmôre. Kan ek vra dat die bedieningsspan ook kom? En saam met ons kom bid. My laaste uitnodiging voor ons die diens afsluit. Jy het dalk net gebed nodig. Jy het dalk net daai gebed nodig sodat jy net bietjie kan aangaan en net bietjie kan vuur vat en net sê net jy miskien het jy nie so lekker week gehad soos die res van ons nie, maar jy sê bid saam met my. Jy het dalk probleme by jou huis, die Here wil jou huis kom besoek. Amen. Ons wil saam met jou bid vanmôre. Moenie huis toe gaan nie self, en jy hoef nie. Die Here is hier om jou te ontmoet, en jou aan te raak, en jou te bedien. En ek wil jou bemoedig die week, vandag klim op die foon, stuur vir iemand 'n boodskap, bemoedig hulle, bedien hulle. Hierdie hele week gaan bedien iemand, wen iemand vir die Here. Vertel iemand van wat die Here kan doen. In Jesus se naam. Amen. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Thank you, Jesus. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek gaan vir broer David vra om vir ons af te sluit. Moenie vanaand se diens mis om 6:00 nie. Moenie die dienste mis volgende week nie. Bring iemand, vertel iemand en gaan in die krag en die vrede van die Here. Hierdie week jy's gefokus. Jy soek daai deurbraak. Jy's reg vir daai deurbraak. En jy sê vir Mr. Coconut, jy kom nou in lyn met die woord van die Here in Jesus naam. Amen. Ons lê die oor. Vader, ons loof en prys U. Here, dankie vir môre vir die woord wat uitgegaan het en met ons gespreek het, Here, want U is die weg, die waarheid, Here. Die deur van genade is nog vir môre oop hier vir ons almal, Here, om daardie deur die knip oop te maak en sê, Vader, ons kom van môre na U toe. Ons gaan hierdie deur, ons gaan elke dag van die lewe, ons stap in oorwinning, Here, want ons wil nie meer lewe soos ons gelewe het nie. Vader, dankie, Here, dat ons weet dat die woord met ons harte spreek vanmôre. Ons leef, ons prys, ons aanbid U, Here. Gaan met elkeen van ons vandag verder, Here, in hierdie week wat voor lê, en dat ons 'n besluit sal neem, Here, dat U alleen is, Here, dat U alleen vir ons sal vergewe ons sondes, Here. U is alleen die God, Here, wat voorsiening maak vir ons, Here. Ons dank en ons prys U, Here. Seën elkeen in die naam van Jesus en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.